Wonder of ons net ons hande kan opsteek en baie stil sing, soos julle weet saggies liewer, nou glo ek. Now I believe. Now I believe. You'll have to stick to that one there. All things You'll find out how we do it. possible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I feel. Let us bow our heads now for a word of prayer. Laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Gracious Heavenly Father, we come to Thee tonight. Genadige Hemelse Vader, ons kom na U toe vanaand, nederig in die gees van gebed en danksegging, om aan U die aanbidding van ons harte te offer, in die gebed dat U ons sal ontvang as U kinders. Forgiving us of all of our sins and healing us of all Ons van of al our ons sondes vergewe en ons genees van al ons siektes, dat die woord onder ons gemanifesteer mag word. As daar sommige hier sou wees wat U nie ken as hulle persoonlike verlosser nie, bid ons Here God, dat hierdie die aand sal wees, wanneer hulle U sal leer ken. En U ken as hulle dierbare en liefdevolle verlosser, Vader van hulle wese. Ek bid vanaand vir almal wat siek en behoeftig is, dat die Heilige Gees hulle vanaand mag genees. Bring back, O Lord, the backslider. Bring terug, o Here, die afvallige wat van die weg afgedwaal Remember het. those who are Onthou just hulle wat about net omtrent ready to gereed is om fall. van die weg afvallig te raak, Let the feeble dat die hands swak that hande once wat hung down eenmaal be lifted afgehang up. het, opgelig word. We pray, Heavenly Father, that Ons you'll bid, Hemelse speak to us Vader, tonight dat U met in ons sal praat vanaand op 'n outstanding way besondere through thy manier word. deur die Bring the woord, message om die of boodskap van die hour to uur our na hearts. ons harte te bring. Remember other meetings that's going on throughout the city and nation. Onthou ander dienste wat aan die gang is reg deur die stad en nasie, en om die wêreld, dat U diensknegtig mag hê vanaand, om die Heilige Gees die doop, die koms te preek. Give them signs and wonders to accompany Gee hulle their tekens en ministry, wonders that om hulle it might bediening be te known that we're vergesel, living in the last dat dit days. bekend mag wees dat May we ons in die prepare laaste our dae hearts lewe. as we wait for Mag His ons coming. ons harte voorberei In the soos name ons of wag the vir Lord sy Jesus, koms. we ask In die it. naam van die Here Jesus Amen. vra ons dit. Amen. May be seated. Mag maar sit. It's good tonight to be back in this Dis goed an vanaand om arena. terug te wees in hierdie Most everyone arena. knows that Byna this almal is weet dat where dit is waar ek die eerste I first keer started die publiek to meet begin the ontmoet het, public was in a in 'n boxing bokskryt was. When Toe ek 'n jong seun was, het ek in goue handskoene geveg en toe van daar af in professionele gevegte ingegaan en 15 agtereenvolgende professionele gevegte gewen. Maar die Here toe gekom en my gevegsloopbaan beëindig die eerste aand wat ek die Here Jesus ontmoet het. Dit het dit afgehandel. Laaste geveg wat ek gehad het, was in 'n arena by Evansville, Indiana teen Billy Frick van Huntington, West Virginia. And now tonight I'm not En fighting nou, my brother. vanaand veg ek nie teen I my have a broer new nie. opponent. Ek het 'n nuwe teenstander, die duiwel. And I know you have to watch him because he hits low and fouls. All En ek his weet licks jy are moet like hom that. dophou, want hy slaan laag en vuil, al sy houe is so. Maar ek is so bly dat ons 'n skeidsregter het. 'n Regte een, die Here Jesus. Hy is die kaptein van ons verlossing. I pray tonight that God will give us the victory. En ek bid vanaand dat God ons die oorwinning And sal will give gee. us the- En ons sal He has gee die done evil. hy het Satan kwaad has gedoen. to the Satan people, het aan die making mense, them hulle sick siek and en beproef afflicted te and maak making en them hulle slawe slaves van to sonde sin. te maak. But Jesus is here tonight to free us from all Maar these Jesus things. is hier vanaand om ons te bevry van al hierdie Bless and dinge, help His om sy loving liefdevolle children. kinders te seën en te To him we help. give praise Ons loof hom forever vir and ever. altyd en altyd. Now,
Nou, ons het nogal 'n lang verblyf hierdie keer in Phoenix. En ons is nou hier buite in hierdie Madison Square Garden. En ek het altyd die ambisie gehad om die evangelie te preek in Madison Square Garden. Dit het uiteindelik aangebreek, maar ek dink op sy reis uit die noorde hierheen, moes dit 'n bietjie gekrimp het. Dink die Madison Square Garden in New York het sitplek vir omtrent 20,000, 19,000 mense. Ek het baie dienste gehad, 3 besondere dienste in St. Nicholas Arena. Dis waar hulle baie van hulle stoei en baklei doen. Die Here het ons daar verskeie kere geseën met vol huise, omtrent 7,000-8,000 vir 2 of 3 aande wat ons daar sou wees. Gewoonlik is dit die platform voor jy oor see gaan. Maar soos die dae begin vermeerder vir my, en die Amerikaanse mense is almal op soek na die jeug vandag, soos jy net 'n bietjie ouer begin word, soek hulle na die jong man, die iets met glans. Dis net die neiging van die volk, die seun, die kind. As 'n man geopereer sou word, sou hy beslis nie een of ander doktertjie wou hê wat nog nooit van tevore 'n operasie gehad het nie. Hy sou 'n ervare dokter wou hê. Dit was altyd nie daar van Dwight Moody en sovoorts. In die Bybelse tye was nie so nie. Jy het nie die kinderpredikers en sovoorts gesien nie. Het hulle 'n man geneem wat ouer was en geweet het waarvan hy praat, wat al deur die groot beproewinge gegaan het. Maar vandag is Amerika heeltemal uitverkoop aan die jeug. Wel, ons het 'n regter in ons staat, dink ek 22 of 23 jaar oud, 'n regter van die rondgaande hof, 22 jaar oud. Hulle sal naderhand 'n beatnik president kry. Lyk asof dit hulle net jeug, hulle neem net hierdie kinders, hulle neem alles oor. Maar die koms van die Here is op hande. Dis my tema, dis wat ek glo, dis wat ek by die mense probeer kry, die koms van die Here. Baie van julle mag gewonder het waarom ek nie genesingsdienste gehad het vandat ek in Phoenix was nie. Dis vir 'n doel. Ek glo dat ek gisteraan toe ons huis toe gegaan het met Billy gepraat, my seun. En daar was verskeie wat opgekom het na die altaar buite die kerk waar ons was. Die laaste 3 aande ek het daardie mense by die altaar sien huil en Billy het vir my gesê, pa, wanneer jy wil hê ons moet gebedskaartjies uitgee, laat ons weet. Ek het gesê ek sal jou laat weet, maar ek het gesê Billy, as daar, ek sal sê ten minste 10 sondaars of miskien meer in trane opgekom het na die altaar toe. Ek het gesê ek voel beter oor daardie 10 sondaars gekom as wat ek sou van 10 rolstoele wat leeggemaak word, want dit is blywend sien. Ek waardeer regte genesing, enige iemand weet dit. Maar ek hou daarvan om daardie genesing van die siel te sien, wat so nodig is vandag. In die ander lande oorkant in Afrika en Asië het ek pas van oorsee afgekom, gaan weer terug as die Here wil, dadelik. En daarin is goddelike genesing wonderlik. Dit doen wonderwerke vir die siel. Amerika is heen en weer gekam, heen en weer met allerlei soorte goddelike genesings. En daarom behoort die mense geloof te hê om God te glo vir genesing. Maar ek het na Phoenix toe gekom vir gemeenskap. Ek het na Phoenix toe gekom om gemeenskap te hou met my broers, om uiting te gee en te vind wat hulle in die Here gevind het. Maar hulle vertel wat ek in die Here gevind het en tyd hier onder te spandeer waar ons sneeustorms en sneeu in Indiana het hier onder te wees. Week of 2 ek is in Tulsa, dan reken ek van daar af na Stuttgart, Duitsland en verder deur Europa. Maar nou terwyl ons hier is, hierdie diens is almal welkom. Of jy nou protestant, katholiek, jood, geel, swart, bruin, wit is, maak nie saak wat jou geloof is nie. Wat jou godsdienstige gedagtes is, jy is welkom. Ons sal geen onderskeid tref nie. Ons is een in Christus, ons is broers, susters, en dis hoe ons wil voel. En na 'n tydjie dink ek egter wanneer ons die siekes sien begin inkom om genees te word, so word sal ons vir die siekes bid. Ek het nie gehad, daar is glad nie enige gebedskaartjies uitgegee vandat ek in Phoenix was nie. Wie het 'n gebedskaartjie? Niemand nie. Ons gee nie, het nie uitgegee nie. Mag nie, ons weet nie, ons wil die eenvoud van die Heilige Gees volg. Ek het dit gevind soos ek ouer word, sien,
Ek is pas by 25 verby 'n paar maande gelede. Dis die tweede keer wat ek daar verbygaan en so ek hoeste, dit klink ook nie waar nie. Klink nie net so nie, dit is. Maar hy hernie my jeug daagliks, ek voel beter as wat ek het, toe ek die eerste keer daar verby gegaan het. Ek was toe net 'n jong baptiste prediker en ek het gedink ek kon. Ek was verdediger van die geloof en moes alles uitmekaar skeer wat nie baptist was nie. En so het ek uitgevind, ander kerels het ook 'n klein stukkie van die kombers gehad. Julle weet die beddens raak partymal net baie nou, so daar's genoeg kombers om ons almal toe te maak as ons dit is, die bloed van Jesus Christus, as ons dit net so sal aanvaar. Ek wonder ek hou dop nou, julle wonder hoekom ek praat rondkyk soos hierdie, ek sien van die gehoor, hoe hulle lyk asof hulle nie so goed hoor nie. Kan hulle hoor aan die agterkant, onder die daar agter, kan julle goed hoor? Net omtrent 1 of 2 hande. Wat van hier agter, kan julle goed hoor, ver agter? Ek het nie gedink julle kan nie. Jy kan oplet wanneer jy goed sê, dis waarom ek dit gedoen het om te sien watter soort effek dit sou hê. Ek wonder of daar een of ander manier sou wees. Goed, die man daar gaan dit probeer regmaak, sodat hulle agter aan die kante kan hoor. Jy kan hier staan en as jy gebid en deurgebid het, kan jy die uitwerking dophou wat dit op die mense het, wanneer jy enigiets sê. En gewoonlik dis hoe ek my teks vind. Nou glo ek, het ons musiek daarby, net, ek het nie 'n melodieuse stem nie. Ek glo nie, ons kan soveel uithou nie. Maar is dit beter? Agteronder is dit beter. Hier oorkant, kan julle my nou beter hoor? Goed, dis goed. Wel nou, laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed en ons sal dadelik met die diens begin. En ons gaan die Here Jesus vra om sy woord te seën wat ons nou lees. Ons Hemelse Vader, ons kom vanaand om U te vra om ons te ontvang as 'n volk, as U kerk. And this building which is called here the Madison Square Garden of Phoenix. En hierdie gebou wat hier genoem word, die Madison Square Garden van Phoenix. Bid ek U Hemelse Vader dat U hierdie gebou sal heilig, dat die engele van God sal inbeweeg. Want ons besef dat dit nie die gebou is waarin ons is nie, dis die mense in die gebou. Dis nie die gebou wat die kerk maak nie, dis die mense binne in die gebou. En ek bid U Hemelse Vader dat U hierdie, die gekooptes van die bloed vanaand, wat hier vergader het, die mense wat vir ewig sal lewe in 'n wêreld wat sal kom. En ons het hiernatoe gekom met die doel om gemeenskap te hou deur die Heilige Gees en die woord van God te geniet, soos broer David Du Plessis, ons leraar en baie ander die woord bring. And that the Holy Spirit might come and convince sinners of their wrong. En dat die Heilige Gees mag kom en sondaars oortuig van hulle verkeerde dinge en sy teenwoordigheid so naby aan ons sou bring, dat al die mense hom wou dien. Skenk dit, Here. En daar's geen mens wat in staat is om die boek op te maak op die seels daarvan te breek nie. Maar daar was 'n lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af. Hy het gekom en die boek geneem in die hand van hom wat op die troon gesit het, want hy was waardig. O Lamb of God, come tonight in thy transforming O Lam van God, kom vanaand in U transformasiekrag en neem die woorde wat ons sal lees en openbaar hulle aan ons in die krag van die Gees. Wanneer hierdie diens vanaand sal eindig, mag elke ongelowige wat teenwoordig is 'n gelowige word. Mag diegene wat afvallig geraak het, hulle beloftes hernie, die siekes genees word. En wanneer ons op ons pad is oor die stad in verskillende plekke, mag ons sê soos hulle wat van die maaies afgekom het daardie dag, was ons harte nie brandende in ons, soos hy met ons gepraat het langs die pad nie. Dan Vader, so ons bid dat U iets besonder sal doen vanaand, wat die aandag van die mense sou trek deur U woord. Maak U woord lewendig vir ons.
We are able to read it. Who Ons has is in staat om dit te enough lees, education wat to genoeg read, we can geleerdheid read it, het om but te we lees, cannot ons kan make dit it lees, live. maar ons kan dit It nie takes laat the lewe nie. Spirit, Dit neem die Gees, die the Heilige Holy Gees, Spirit om to die make the woord te Word laat live. lewe. May it live in every heart here tonight. We ask in Mag dit in Jesus' elke name. hart hier lewe Amen. vanaand. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. To you who are keeping record Aan of julle the wat die text teks that we neerskryf read, wat ons lees, I ek would wil ask julle you tonight vanaand to vra turn om to te the bly na die fourth 4de chapter hoofstuk of St. van Matthew's Matteus se Gospel. evangelie, The die fourth 4de chapter, hoofstuk. and we will read the 16th and 17th verse En ons sal die 16de en 17de vers for a lees reading. vir 'n voorlesing. And the people which sat En in die darkness volk saw wat in great light. duisternis sit, And to het 'n them that groot sat lig in the gesien. regions En die wat of sit the in die shadows land of en death, skaduwee van die light dood, is vir come hulle up. het 'n lig opgegaan. From that time, Van Jesus toe af began to het preach Jesus and to begin say, om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord. Now for a text, I wish to take the first 3 words of the 17th Nou vir 'n verse. teks wil ek die eerste 3 woorde van die 17de vers neem van toe af. You know, we as people tonight Julle weet can daar, think ons back as of mense vanaand certain times kan terugdink certain aan sekere things tye began. wat sekere goed begin het. There's no doubt in my mind, but Daar is what geen many twyfel in my people here gemoed can dat daar recall nie baie mense hier is wat sekere tye that kan something onthou happened. wat iets gebeur het. And you say, and from that time, En jy nie sê nie, things was changed. en van toe af het dinge verander. Like a child, he can say that I was a good Soos 'n kind, child. hy kan sê dat ek was 'n good goeie kind, obedient boy 'n goeie or girl. gehoorsame seun of dogter. And one day I met up with a companion. And they En persuaded eendag het ek 'n vriend ontmoet en hulle het my ooreed om 'n sekere ding te doen. En van toe af het dit begin. How many times can we think of things like that that's happened in our life? Hoeveel keer kan ons And we aan mark sulke it dinge dink from that wat in ons lewe time. gebeur het? En ons merk dit van toe af. Then we can think of the immoral woman. Dan kan ons dink aan die She onsedelike might vrou. say, as Sy mag a sê, girl, I was as 'n raised meisie in a is ek Christian grootgemaak in 'n Christenhuis. home. I was brought up with good Ek parents, is grootgemaak good Christian met goeie teaching. ouer en goeie Christen onderrig. And I was married to a fine Christian boy. En ek was getroud met 'n goeie Our home was Christen beautiful. seun. And En we ons huis had was pragtig 2 little en children ons het 2 ourselves. kindertjies gehad of so. And one day, En eendag was I ek was onder in die stad down in the city, en ek het 'n I run vriendin into a raak geloop girlfriend wat that ek altyd saam met I haar used to in die live in the buurt neighborhood gewoon with het. her, and she persuaded me on a date. En sy het my ooreed om uit te gaan. En van My toe af home has never was been my the huis same. nooit weer dieselfde nie. It could be also that the drunk, the alcoholic, Dit kan ook wees dat die I say I dronkaard, was die raised in a alkoholist home mag that sê, did ek not is grootgemaak in 'n believe huis wat nie drinking geglo het alcoholic in die beverages. drink van alkoholiese drank nie. And I never drink in my life until one day En ek het nooit in my lewe such gedrink and nie, such a thing happened. And tot so from en so that ding time, eendag gebeur het. En van toe af. here a few years ago, I Hier was 'n on paar my jaar road to gelede South was ek op my Africa. pad na And I Suid-Afrika had to stay en ek moes over meer as 2 or 2 of 3 3 dae days in New York because bly, I want thought ek I het could gedink get ek kon by wegkom without sonder om having die the geelkoors yellow fever inspuiting shot. te kry. Maar But hulle they wou just my wouldn't net let me nie board op the die plane. vliegtuig laat klim nie. And I had to take the shot and wait for En so ek many moes die days, and I inspuiting had a kry en meeting. wag vir soveel dae en ek het 'n And there diens was a gehad. minister, En Brother daar was 'n Bird, prediker, an broer Burke, outstanding noted 'n besondere bekende full volle gospel evangelie minister prediker of van New New York, York, which wat is 'n was a kapelaan chaplain was in in the die last laaste war. oorlog.
En hulle het sendings onder in die Bowery en hy het vir my gesê, Broer Branham, hoe sal jy daarvan hou om saam met my te gaan môre onder na die Bowery toe? Dis wat ons net soos Boemelaarsgebied in Chicago. En ek het gesê, Broer Burke, ek sal bly wees om saam met jou na die Bowery toe te gaan. And we went down there and my heart ached. En ons het soontoe gegaan. En my hart was seer toe ek mans op die strate sien lê wat in so 'n verskriklike toestand was. Laying up against an automobile. Teen 'n outomobiel gelê en hulle klere bevuil van die middel af ondertoe en nie eens geweet het wat hulle gedoen het nie. Some laying back in the alleys En party wat agter in die steegies lê en bo oor mekaar net aan die einde van die pad. We went into a mission. Ek het in 'n sending ingegaan wat die kerk geborg het en die pastoor. Nadat hy hom ontmoet het, het hy gesê, ons het 180 lyke uit hierdie gebou uitgeneem in 'n jaar. Want daardie alkoholiste wat in hierdie sending ingekom en hier gesterf het, terwyl die diens aan die gang was, opgedurende die nag, 180. En toe het ek uitgegaan op die straat en ek het gedink, is daar nie iets wat daarin gedoen kan word nie? En soos ons geloop het, het ek gesê, Broer Burke, ek veronderstel al hierdie mans hier is grootgemaak in die krotbuurte en het nooit 'n kans gehad nie. Hoe het hy gesê, jy sal verbaas wees, Broer Branham. Jy behoort met sommige van hulle te praat. En ek het gesê, ek wil graag. En hy het gesê, as ons een kan kry wat nie so ver daarmee heen is dat ons met hom kon praat nie, wil ek graag hê, jy moet praat. Ek het gesê, goed. En 'n sekere kerel wat ons opgetel het en hy het met hom gepraat gesê, kan jy my hoor? Hy het gesê, gee my 'n drankie. Ek het gesê, ek is 'n prediker. Ek sou graag wil weet waarom jy jou lewe sou weggooi soos hierdie. Toe ek prediker gesê het, opgehelder en na my gekyk en hy het gesê, verskoon my meneer dat ek vir jou genoeg geld gevra het om vir my 'n drankie te koop, maar jy ken nie my geval nie. Ek het gesê, meneer, ek simpatiseer met jou. My vader drink en hy het aanhou drink tot die dood hom geneem het. En ek maak jou nie die slegste persoon in die wêreld nie, maar ek wil graag weet, 'n man wat genoeg ordentlikheid in hom het, om homself te verskoon wanneer hy gesien dat hy verkeerd gedoen het. Hoe kon jy ooit jou lewe weggegooi het soos hierdie? Hy het gesê, seun, ek kan amper my vinger wys en jou met my oë die bank wys waarvan ek president was. En ek het gesê, meneer, is dit die waarheid? Hy het gesê, my naam is so en so 'n naam. Jy kan na die bank toe gaan en kyk of dit reg is of nie. Ek het gesê, hoe het jy so ver gekom om dit te doen? Hy het gesê, ek het Christelike opvoeding gehad. Ek was eenmaal 'n lidmaat van die kerk. Ek het gesê, maar wat het jou dit laat doen? Gesê, eendag het ek huis toe gekom van die werk af. Ek het 'n lieflike familie en 'n pragtige vrou gehad. Hy het gesê, maar ek het gekry wat ons 'n liefde John afsê brief noem, wat op die tafel lê. My vrou was weg. En van toe af het ek probeer om my hartseer met drank te verdrink. Hoe het ek gesê, ek wens ek kon jou terugneem na daardie tyd. Daardie tyd, as hy net kon teruggaan na daardie tyd. Ek het met 'n jong vrou gepraat 'n tyd gelede wat in die ongevalle kamer was. Sy was van die psigopatiese in 'n groot diens by Flint, Michigan. En hulle het miskien 30 gevalle van kranksinnigheid in die kamer gehad en hulle het gesê, jy kon hulle nie in die openbaar uitbring nie want hulle was in dwangbuise en allerhande toestande. En ek het in die kamer ingegaan en een man het saam met my gegaan en toe ons daar ingegaan het, was daar 'n pragtige jong vrou, gelyk na omtrent 20 of 25 jaar oud, wat daar gesit het. Ek het gesê,
aangename kennis. Sy het gesê, aangename kennis? En ek het gesê, wel, dis moeilik om te weet aan watter kant om te begin, en party van hulle verstand af en skreeuende en mense wat hulle doppel. En sy het gesê, as jy nie omgee nie, meneer, wil ek graag hê, jy moet met my begin. Ek het gesê, met jou? Sy het gesê, ja meneer. Wel, ek het gesê, jy's nie 'n pasiënt nie, is jy? Sy het gesê, ja meneer, ek is. Wel, ek het gesê, jy is blykbaar by jou volle verstand. Sy het gesê, ek wonder. En sy het gesê, kan jy net 'n oomblik na my storie luister? Ek het gesê, sekerlik dame. En sy het my begin vertel en sy het gesê, ek is grootgemaak in 'n goeie huis, het sy gesê. En my moeder het my geleer om nie verkeerd te doen nie, om kwaad te vermy en by die regte ding te bly. Sy het gesê, en ek het daardie soort lewe gelei vir 'n aantal jare en ek het deurmekaar geraak met 'n jong man. En sy het gesê, dit het 'n skande vir my gemaak. En gesê, ek het net begin en myself weggegooi en ek het 'n alkoholist geword. Gesê, toe het hulle my opgetel en my na 'n katolieke inrigting toe gestuur met die naam van Goeie Herdershuis. Gesê, daar was ek in korrektiewe straf vir 'n aantal jare en toe het hulle my vrygelaat. En sodra ek daar uitgekom het, het ek weer begin drink en gesê, toe het ek vir 'n jaar of 2 in vroue staatsgevangenis uitgedien. En gesê, toe ek verander van protestant na katoliek toe ek hierdie tyd uitgedien het, het ek weer terug verander na protestant van die kapelaan wat met my gepraat het. En gesê, ek het uitgekom en weer probeer, maar gesê, ek het weer reguit teruggegaan daar in prostitusie, drinkery. En ek het gesê, jou moeder, sy is dood, jou vader, dood. En ek het gesê, wat dink jy so hulle nou van jou dink? Sy het gesê, as ek net weer kon teruggaan. Ek het gesê, 'n pragtige jong vrou soos jy, wil jy nie graag getroud wees en babes hê soos alle moeders het, en sovoorts nie? Sy het gesê, ek sou graag wou meneer, maar kyk na my, wat kan ek enige iemand aanbied? Ek het gesê, jy het een ding wat jy kan aanbied. Sy het gesê, wat is dit? Ek het gesê, jou siel aan Jesus Christus. Ek het gesê, meneer, hy sal dit nie aanvaar nie. Ek het gesê, o ja, hy sal. Gesê, hoe weet jy hy sal? Ek het probeer. Ek het gesê, ja, jy bly net blaai om. Maar kom jy regtig na hom toe? Sy het gesê, wat kan hy met my doen? Ek het gesê, 'n dame van jou maak. Gesê, nie, ek's te ver heen. Ek het gesê, hy kan jou terugneem dat die tyd toe jy 'n maagdelike, onskuldige meisie was. Die bloed van Jesus Christus is voldoende en by magte om die vuilste sondaar te transformeer na 'n bloedgewaste heilige, onskuldig voor God. Sy het gesê, ek het dit soveel keer probeer. Ek het gesê, ek wil jou sê, ek gooi jou geval is nog nooit reg gediagnoseer nie. Ek het gesê, jy wil nie so wees nie. Sy het gesê, beslis nie, gesê, net wat jy genoem het 'n rukkie gelede, is wat ek wil wees. 'n moeder met 'n man, met babas. Iemand om lief te hê en iemand wat my lief het. Maar ek sal nooit 'n man se lewe bederf soos ek is nie. Ek het gesê, jy hoef nie. Ek het gesê, dat dit mag oudtyds klink, suster, maar dis nietemin die waarheid. Dis die duiwel wat dit aan jou gedoen het. Dis die duiwel wat jou beet gekry het, jou dryf na dinge wat jy nie wil doen nie. Sy het na my gekyk met daardie groot donker oë en gesê, ek het altyd geglo dit was die waarheid. Ek het gesê, sal jy hier saam met my kniel? Sy het gesê, nou sê hulle vir my, ek's 'n kranksinnige geval. Ek het gesê, jy is. Maar ek het gesê, Jesus Christus herstel 'n gesonde verstand. Daar's niks te groot vir hom nie.
En sy het gesê, dink jy hy sou vir my? Ek het gesê, sekerlik, maar ons moet daardie duiwel daar uitkry voor hy kan. Waar hy ingekom het toe hy 'n jong meisie was, sal hy uitgaan en hy sal weer reguit teruggaan na daardie plek. En sy het op haar knieë gegaan en ek het haar gevra om te bid. En sy het vir 'n paar oomblikke gebid. Sy het oor na my gekyk en sy het gesê, broer Branham, ek gaan nou 'n nuwe begin maak. Ek het gesê, sis, dit sal glad nie help nie. Jy gaan net presies op dieselfde pad waarop jy was. Dit sal nie werk nie. Sy het gesê, ek bedoel dit in my hart. Ek het gesê, ek weet jy doen dit, maar daardie duiwel is sterker as enige verstandelike krag wat jy teen hom kan gebruik. Dis waarom ek nie in 'n intellektuele godsdienst glo nie. Ek glo 'n man moet wedergebore word uit die Heilige Gees. Dit moet dieper wees as jou denke, moet 'n ondervinding wees. En sy het gesê, wat moet ek doen? Ek het gesê, bly net daar. En ons het gebid en gebid. En ek het aangegaan en saam met nog mense gebid en teruggekom. Sy het gebid. Ek het weer teruggekom na haar en na 'n tydjie het ek teruggekom en sy het baie opreg begin raak. Binne 'n paar oomblikke het sy opgestaan met trane wat teen haar wange afloop. Sy het my in die gesig gekyk. Het gesê, broer Branham, iets het gebeur. Ek het gesê, jy hoef nou geen nuwe blaaie om te blaai nie. Die vrou is getroud en het 'n familie en 'n lieflike, dierbare, wedergebore, Heilige Gees vervulde gelowige, want God kon haar terugneem na 'n plek waar sy begin verkeerd doen het. Dis sy goedheid en van toe af was sy 'n veranderde vrou. Van die tyd van 'n jong meisie af tot op die tyd wat sy boos was, het God haar teruggeneem en van toe af was sy anders. Daardie goed van nuwe blaaie omblaai, dis goed, ons dink dis baie goed. Net soos na die Eerste Wêreldoorlog, baie van julle mans en vroue kan dit inhou, miskien. Ek was 'n klein seentjie van omtrent 8 of 9 jaar oud. Ek onthou goed van selfs predikers wat gesê het, oorlog is verby. Ons sal nooit meer oorloë hê nie, dis nou alles afgehandel. Ons kan net nie meer oorloë hê nie, want ons het gifgasse en sopoorts. Baie van julle onthou dit. Die volk het vir ons gesê, oorloë is vergoed afgehandel. Hulle het dit bedoel. Van toe af het hulle gesê, sal daar geen meer oorlog wees nie. Maar ons het hulle net in elk geval gehad. Toe hulle gerugte sien kom met nasie wat die nasie draai, het hulle gevorm wat bekend was as die Volkebond om die nasies te polisieer. Hulle het dit probeer. Sien, dit was verstandelik, maar dit het nie gewerk nie. Dit het ons reg in een van die grootste oorloë ingegooi wat ons ooit daarna gehad het. Nou het hulle wat hulle die VN noem, wat weer die nasies polisieer. Maar dit sal misluk net so seker as wat 2-2-4 is. Dit moet misluk. Hulle dink dis goed, wat dit is. Maar sover ons verstandelike denke, dit doen dit nie. Dit neem openbaring, geestelike openbaring. All those things as good as they may be, trying to join church, that's good. Al daardie dinge so goed as wat hulle mag wees by die kerk probeer aansluit, dis goed. Ek dink almal behoort by die kerk aan te sluit. Dis goed wat dit betref, maar dis nie die oplossing nie. Ek dink dat elkeen hulle keuse as Amerikaanse burgers behoort te maak om by enige kerk aan te sluit wat hulle wil. En ek dink dat ons nie daardie persoon uit gemeenskap behoort uit te sit volgens hulle oortuigings nie. Ek dink ons behoort almal met mekaar gemeenskap te hou, God se genade oor ons almal te pleit. Maar dis nog nie die ding nie. Elke nuwe jaar sal 'n man se belofte maak, uitgaan en op 'n boek skryf, miskien op die Bybelblad en sê, ek sal nooit weer drink nie, ek sal nooit weer rook nie, ek sal nooit weer ontrou wees aan my vrou nie. En minder as 5 of 10 dae het hulle elke belofte gebreek wat hulle gemaak het. Sien, hulle maak dit deur verstandelike begrip. Dis waarom mense by kerke aansluit, omdat hulle die jaal vrees en hulle kom en sit hulle name op boeke en gaan uit en dink dit handel dit af. Maar dit doen dit nie. Dis nie blywend nie. All those things are temporal. But there is a time
when a certain thing Al can daardie happen, dinge is and tydelik, from maar now daar on is it's 'n tyd different, wanneer 'n really sekere different. ding kan gebeur en That's van when dan af man is dit meets anders. God. Regtig anders. Dis wanneer die mens God Things ontmoet. change when Dinge man verander meets God. wanneer die mens God ontmoet. A man can never meet God and ever be the same 'n again. Man kan God nooit ontmoet en ooit You weer will dieselfde either wees nie. be a better person Jy or sal a of 'n worse beter persoon person. of 'n slegter persoon wees. You'll be better off or worse off. Jy after sal you beter meet wees of God. slegter wees nadat jy God Depends ontmoet on het. what you want Dit to hang do af van about it. wat jy daaraan wil doen. But a man can never meet God Maar 'n and man never kan be the God same. nooit ontmoet en ooit dieselfde wees nie. Whatever your attitude is towards God, seals your Wat eternal ook al jou gesindheid destination. teenoor God is, perseel jou ewige bestemming. Jy kan die lyn oorsteek tussen barmhartigheid, genade en oordeel. And when you spurn grace so many times, En wanneer jy genade soveel keer verwerp, kan jy jouself skei vir altyd van die teenwoordigheid van God, of jy kan hom aanvaar en ewige lewe hê en nooit sterf nie. But be raised up again at the last day in the general resurrection. Maar weer opgewek word in die laaste dag in die algemene opstanding. O, hoe bly is ek dat daar iets is waarna ons kan terugwys en sê, van toe af het iets gebeur. Let's take some man that Laat ons 'n paar manne neem wat God ontmoet het, wat hulle bestemming verander het en die bestemming van hulle geslag. Let's take for instance Abraham. He was just an Laat ordinary ons man. byvoorbeeld neem Abraham. Hy was net 'n gewone man. Hy was nie 'n heilige nie. Hy was net 'n man. And oh, I'm so glad that we don't have to be born in a certain line. En o, ek so bly dat ons nie in 'n sekere nageslag gebore hoef te word of een of ander groot iemand te wees nie. Ons moet net nederig wees. God se genade is wat die werk doen. Abraham, just a man. Abraham, net 'n man, onder miskien in die bosse eendag in die valleie van die Sinear vallei, en was van die stad Ur rondgedwaal buite in die bos, miskien met sy skape of so voort. God met him. En God het hom ontmoet en met hom gepraat en hom geseën. I believe that a man comes Ek glo dat 'n man na God toe kom en ooit 'n definitiewe ondervinding sal hê. Or maybe you think I'm O, beside miskien myself. dink julle ek is buite myself. But look, Maar kyk, ek bedoel nie 'n nabootsing van 'n ondervinding nie. Ons het soveel daarvan vandag dat dit 'n ware Christen siek maak om daarna te kyk. somebody trying to impersonate somebody else. Iemand wat iemand anders naboots. God het nog nooit twee dieselfde gemaak nie. Hy het nog nooit en hy sal nooit. God's a God of variety. He makes big hills and little hills and deserts and God is 'n God van verskeidenheid. Hy maak groot ewels en klein ewels en woestyne en moeraslande en wat nog. Hy's 'n God van verskeidenheid. Moenie probeer om enigiemand anders na te boots nie. Wees wat jy is, wat God jou gemaak het. Abraham, God spoke to him and he had Abraham, a God het met hom gepraat en hy het 'n definite definitiewe ondervinding gehad en dit het sy lewe verander. And the strange thing is, when a man meets God, he can never be the same. En die vreemde ding is, wanneer 'n man God ontmoet, kan hy nooit dieselfde wees nie en kan altyd terugwys na daardie tyd toe hy hom ontmoet het. God het met Abraham gepraat en Abraham het anders opgetree. And every time a man meets God from that time on, he'll act different. Elke keer wat 'n mens God ontmoet, van daardie tyd af sal hy anders optree. As hy God verwerp, sal hy net 'n ongelowige wees, of hy sal 'n nabootser op 'n skynheilige wees. Or he'll be a godly Of hy sal 'n goddelike heilige persoon wees wat anders sal wandel, anders sal praat, anders lewe, anders optree, eienaardig, vreemd, gelei deur die Heilige Gees. Let me tell you something as my brother and sister. I am never in Laat ek julle iets vertel as my broer en suster, ek is nooit in God help my om nooit te wees, om ooit iemand anders te probeer wees nie. Dis wanneer hy niks is nie. twist myself in such great big things. Hy self forceer in sulke eislike groot dinge dat ek duisende dollars per aand moet hê om een of ander program te borg nie. Let me be just brother Laat Branham. ek net broer Branham wees. Laat ek wees net wat God my so maak om te wees. Maak nie saak wat dit is nie. As dit is om soda beskuitjies te eet en rivierwater te drink, 'n oorpak te dra, Whatever it is, let me be wat dit ook al what is, laat my wees wat God wil hê ek moet wees. Moet nooit iets probeer wees wat jy nie is nie. Abraham, he was different.
Abraham, hy was anders vanaf die tyd wat God hom ontmoet het. En kyk partymal wanneer God 'n man ontmoet, dit het gelyk asof Abraham die wêreld in sy hand kon gehad het. Die apostels met groot magte kon die wêreld in hulle hande gehad het, asof om te sê kon roem oral versprei het. Maar daardie soort roem sterf gou. Enigste blywende roem is wanneer jou naam geskryf is op die Lam se boek van die lewe. Dis wanneer roem ware roem is. Hierdie aardse goed verval so. Nou kyk na Abraham. God het vir hom gesê om te glo en die wonderwerk te aanvaar wat nog nie gebeur het nie en onmoontlik was. Net met God dat dit sou gebeur. Dit is om te glo dat hy 'n baba by Sarah sou hê. Jy het God geglo en enigiets teenstrydig daarmee genoem asof dit nie was nie. Abraham van die tyd dat hy God ontmoet het, was hy 'n veranderde man. Moses was 'n intellektuele reus. Hy het al die wysheid van Egiptenaar gehad wat hy hulle leraars kon leer. Hy was so intellektueel soos wat hy kon wees, slimmer, baie slimmer as ons briljantste manne vandag. Want die Egiptenare dinge gehad wat ons nie vandag het nie. Hulle kon 'n piramide bou, ons kon nie. Hulle kon hulle gaan balsam met dit natuurlik wat lyk vir honderde jare, 72 ure is ons langstel. Hulle kon kleurstof, klere sit wat nooit sou verbleik nie. Ons kan dit nie doen nie. Baie dinge wat hulle gehad het. Dinge opgrawe wat hulle gehad het wat ons nie dieselfde kon doen vandag nie. Hulle was baie slimmer, meer intelligent en Moses kon hulle leer. Maar al sy intellektuele het hy God nog nooit ontmoet nie. O, ek wil graag die predikers hier binne sien net 'n oomblik. Sien julle broers, my baptiste, methodiste, presbyteriaanse, pinksters, wie hulle ook al mag wees. Jy kan 'n roeping van God op jou lewe hê. Jy kan weet dat jy geroep is na die bediening, maar jy het geen reg om die evangelie te preek totdat jy 'n ondervinding met God gehad om wedergebore te wees nie. Jesus het vir die disippels gesê, julle wag in die stad van Jerusalem totdat julle toegerus is met krag van bo. Moses kon nie afgaan en die kinders van Israel verlos tot hy God eers van aangesig tot aangesig ontmoet en met hom gepraat het nie. Hoekom? Moses kon sê ek was geleerd in al die wysheid van Egiptenaar. Maar eendag het ek my skoonpa se skaper agter in die woestyn opgepas en ek het 'n bos sien brand. En van toe af was hy 'n ander man. Hy het nie op sy intellektuele staat gemaak nie. Hy het gevlug uit Egipte waar God hom geroep het, maar sodra hy God ontmoet het, het hy 'n myl geneem met sy vrou en sy seun en 'n ou krom stokkie en afgegaan in Egipte. Hoekom? Hy het God ontmoet en van toe af was hy verander. Was daar iets anders? Sy intellektuele was weg, hy het nie aan die gevaar gedink nie. Wel, hy het God ontmoet en kon terugwys na daardie tyd. Geen mens het reg om die evangelie te verkondig, geen persoon het reg om hulle self 'n Christen te noem, tot hulle kan teruggaan na 'n sekere tyd in hulle lewe. Maar hulle kon kom op daardie heilige sand agter in die woestyn, waar hulle weet dat hulle God ontmoet het. Al die ongelowiges in die wêreld en hierdie intellektuele reëse wat die Bybel neem en al die dae van wonderwerke weg verduidelik. Hulle is verby, daar's glad nie so iets soos goddelike genesing. Al hierdie goed soos praat in tale, uitleg van tale en gawes van genesing en die doop van die Heilige Gees nie. Hulle kan slinks en jou verstand neem en jou op so 'n manier verdraai tot hulle dit uit jou geheue kan wegneem. Hulle kan dit wegverduidelik. Ek wil julle moet hierdie begryp en julle moet dit nooit vergeet nie. Maar as 'n man ooit gestaan het op daardie heilige sand agter in die woestyn wanneer hy God van aangesig tot aangesig ontmoet, was daar nie genoeg duiwels in die hel wat dit van hom kan wegneem nie. Hy weet hy het God ontmoet, hy weet hy het 'n ondervinding gehad, hy het met God gepraat. Ongeag van wat die oppositie is, kan hy sê van toe af het iets in my verander. Hoe goed kan ek die tyd noem?
in 'n ou klein kroegie wat gebruik was vir 'n kerk waar 'n paar gekleurde mense die evangelie gepreek het. Ek was 'n suiderling, het nie van gekleurde mense gehou nie, en 'n visioen het gekom om vir my te sê waarom dit te gaan soek, en al die wit mense met wie ek uitgegaan, nie almal van hulle 4 op 5 wat daar gestaan het gesê, Billy, jy gaan nie daarin nie. Ek het gesê, ja, ek moet gaan. Hy sê, hy moet my nooit weer vra om uit te gaan nie. It didn't make any difference. I met God. And from that time, Dit het geen verskil gemaak nie. Ek het God ontmoet en van toe af was ek verander. Kan terugwys na daardie tyd wat ek verander is. no man has a right in the pulpit. Geen mens het 'n reg op die preekstoel totdat die ondervinding gehad het nie. Maak nie saak wat die intellektuele kan sê nie. Jy weet, jy het God ontmoet. Why intellectual Wel knowledge intellektuele kennis sou vir Moses gesê het, hy loop sy eie dood tegemoet. Maar hy het geweet, hy het God ontmoet. En God was God. En God is nog steeds God. Dis waarom ek so bly is dat ek hier in hierdie arena kan staan vanaand Satan 'n opstopper gee wat sê Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En kan dit bewys deur sy Heilige Gees hier nou. Hy bly altyd dieselfde. Not altogether with the word only points the way, but the Holy Spirit declares it in Nie heeltemal met die woord nie, die woord wys net die pad, maar die Heilige Gees verklaar dit dat hy dieselfde is en wys sy seëninge en sy beloftes. Ons kan sê van toe af het iets gebeur. Mary was just an ordinary girl, a good girl, a virgin. I'm going to say she is 16 or 18 Maria was years net 'n old. gewone meisie, 'n goeie meisie, 'n maagd. Ek gaan sê sy was 16 of 18 jaar oud verloof aan 'n man Josef. Nou sy was net 'n gewone meisie. She loved God. She believed in Sy het God liefgehad. Sy het in God geglo. Maar eendag op pad na die pyp om 'n bietjie water te kry, het sy God ontmoet. En van toe af het die wêreld haar toegejuig. Geseënd is jy onder die vroue. Hoekom? Nie omdat sy 'n maagd was nie, duisende maagde, miljoene. Ons het nog steeds maagde, maar ons kan net een Maria hê. Ek kan haar vinger wys van toe af, vanaf daardie reis na die put. O God, neem ons vanaand na die fonteine van water. Jy hier nie 'n gelowige is nie, dat ons kan sê van toe af op by Madison Square Garden, Phoenix, Arizona. Van toe af het iets my beet gekry, ek het 'n ondervinding gehad, twyfel het weggeval van toe af. Daardie tyd, sekerlik, dit was van toe af. Paulus, 'n vervolger van die kerk, o, daardie klein haakneus joetjie, wys die mag van besluitneming van die kerk. Hulle het die sleutels gehad, dis waar. En kyk hoe hulle besluit gemaak het. Praat van wat die kerk kan doen. Die kerk het net een sleutel, dis gebed. Die kerk red jou nie. Jy is 'n lidmaat van die kerk deur geboorte, maar die kerk red jou nie, dis Christus wat jou red. Dit kom nie om kontak te maak met die kerk nie, dis om kontak te maak met Christus, en dan is jy outomaties in die kerk. Die kerk het die sleutels gehad. Jesus het vir hulle gesê, hy het vir hulle die sleutels gegee. Kyk hoe hulle dit gebruik het. Hulle het gesê, nou daar staan geskrywe in die skrifte, die skrif moet vervul word. Dat laat 'n ander sy biskop ampt neem. Van Judas gepraat. En hy het gesê, laat ons een kies wat in was, buite onder ons. En hulle twee gehad wat hulle gekry het, goeie, gekultiveerde manne, goeie manne, net so godsdienstig as wat hulle kon wees vir die sleutel. Manne wat goeie reputasie gehad en hulle het loodjies getrek en Matteus gekies, maar wat het dit gehelp? Daar is nie een ding opgeteken in die Bybel wat hy ooit gedoen het nie. Nie een ding nie, net 'n goeie ou diaken of so iets, maar hy was veronderstel om 'n apostel te wees. God het so toe gegaan en 'n ou hoogmoedige haakneus kerkhatertjie gekies. Dit wys dat God niks kan neem en iets daarvan maak. Dis wat hom God maak. Dis waarom ek myself vanaand aansluit by mense wat hulle in hierdie wêreld holy rollers genoem word, mense van die lewe, nie ver bo een of ander groot klas nie, maar mans en vroue wat in slote was, in sonde was, uitgeskop is, en weggeneem is van die dinge van die wêreld, maar God van aangesig tot aangesig ontmoet het. En God het gelowiges van hulle gemaak. Dis onuitspreeklike genade. Hoe soet die klank.
God doen dit so. Hulle kan terugwys en sê, ja, ek was niks werd. Ek het die naam van die Here uitelik gebruik en ek het hierdie gedoen, ek het gerook, ek het gedrink, ek was hierdie of daardie, maar van toe af. Watter tyd? Toe ek God ontmoet het dinge verander, geen drinkery meer, geen dinge van die wêreld meer nie. Ek het oorgegaan uit die dood na die lewe en van toe af het ek 'n nuwe skepsel in Christus geword. Paulus, kerkhater, gelowige hater, baie godsdienstig, hoogmoedig, wat die kerk vervolg het, driftig, maar 'n baie intellektuele man. God het gesê, ek sal hom net kies. Nou vandag sou die helfte van die kerk hom verwerp. God het hom afgeneem op sy pad na Damaskus, daar het die vuurkolom gekom wat die kinders van Israel voor hom gelei het en hom verblind en hom op die grond laat val. Hy het daar die man geneem en Paulus kon dit sê, eers was ek 'n godsdienstige fariseer, 'n fariseer van die fariseërs. Ek het goeie intellektueel gebaseerde opleiding gehad. Maar al my geleerdheid en al my intellektuele moes ek vergeet om Christus te ken. Hoe het jy dit gedoen, Paulus? Ek was op my pad na Damaskus om daar die mense te gaan arresteer en 'n lig het uit die hemel geskyn en my verblind. En van toe af, amen, van toe af, was hy 'n veranderde man. Petrus die visserman sou dieselfde gedoen het. Wat van blinde Bartimeus wat by die poort gelê waarvan ons gisteraan gepraat het, die blinde man kon sê, ek was blind totdat ek in kontak gekom het met God en van toe af kon ek sien. O ja, as jy geestelik blind is, maak kontak met hom en van daardie tyd af kan jy sien. Alles wat met God in aanraking kom, word verander. Die melaatse het een keer kontak gemaak met God en hy is verander. Van 'n melaatse na 'n gesonde man. Daar was 'n onsedelike vrou een keer wat Jesus by die put ontmoet het. Sy was vol sonde. Haar hart was beswaar. Haar laste was te veel om te dra. Die gemeenskap het haar uitgeskop. Sy het daar gestaan en net 'n gewone Jood gesien, 'n kerel wat soort van oud was vir sy, oud gelyk het vir sy ouderdom. Ek dink die skrif maak aanspraak dat hy gelyk het soos 50 toe hy net 30 was. En hy het gesê, "U man wat nog nie ouer as 50 jaar oud is nie," en sê, "U het Abraham gesien." Hy het gesê, "Voor Abraham was, is ek." En hy was net 30 of 32 jaar oud en 'n jong pragtige vrou het eendag opgekom na die put waar hy gesit het, moeg. En hy het vir haar gesê, "Vrou, bring my water om te drink." En sy het gesê, "Dis nie gebruiklik vir u om vir my sulke goed soos daardie te vra nie. Ek is Samaritaans, u is 'n Jood." Segregasie. Hy het gesê, "Maar as jy geweet het met wie jy praat, wat het daardie vrou gedoen? Sy het God ontmoet, sy het 'n man ontmoet. Maar dit was nie 'n man wat sy ontmoet het nie. Dit was God in die man wat sy ontmoet het. God laat dit insink. Die skrif het gesê, julle het engele geherberg as gaste sonder om te weet wat julle gedoen het. Onbewus daarvan. Net soos Abraham engele geherberg het as gaste en onmiddellik nadat die engel weg is en 'n wonderwerk voor hom gedoen het, het hy die man God Elohim genoem. Die almagtige God wat daar sit en biefstuk toebroodjies eet het. Melk van die koei gedrink, broodjies geëet het en hy was almagtige God. Die vrou min het sy geweet. Kyk wat dit toe vir Abraham gedoen het. Dit het hom en Sarah terug verander van 'n ou man en 'n ou vrou van 100 jaar oud na 'n jong man en vrou wat vir Isak voortgebring het. Hulle het God ontmoet, dis wat die verskil gemaak het. Hierdie onsedelike vrou sê het vir Jesus ontmoet en sê het met hom gepraat. Kyk hoe hy homself bekend gemaak het. Hy het gesê, "Vrou, gaan haal jou man en kom hier na toe." Hy het gesê, "Ek het nie 'n man nie." Hy het gesê, "Jy het reg gesê, want jy het 5 mans gehad en die een met wie jy nou saamlewe is nie jou man nie. Jy het reg gesê." En van toe af is sy verander. O, wat 'n verskil. Daar Jesus, toe sy hom daar ontmoet het soos 'n man gelyk. En wat? Ek kan my voorstel om daardie groot mooi oë te sien, trane wat uit hom uitkom. Sy het gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Maar wie is u?"
Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. En van toe af het sy 'n boodskap gehad om aan die wêreld te vertel. Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Die Messias is op die aarde. Sy het 'n stad geroer. Paar uur voor dit sou die stad vir haar gelag het. Sy kon nie eens na die put toe kom saam met die res van die vroue nie. Wat het gebeur? Wat het die mans na haar laat luister? As jy al ooit in die ooste was, hulle sou nie na so 'n vrou luister nie. Een of ander oosterse broer het my probeer vertel, gesê die vrou was nie 'n prostituut nie, want die man sou nie na haar geluister het nie. Ek het gesê, maar broer, jy versuim om te sien dat sy Christus ontmoet het. Dis wat die verskil gemaak het. Geen nie om jy kan 'n dronkaar gewees het, jy kon 'n prostituut gewees het, jy kon enigiets gewees het wat jou wou wees, maar wanneer jy Christus ontmoet, van daar af is dit anders. God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Want toe af het sy 'n boodskap gehad dat sy die Messias ontmoet het, omdat sy die teken van die Messias gesien het. Sy het geweet dat dit hy was, want sy het self gesê, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel, maar wie is u? Jesus het gesê, ek is hy. En sy het die waterpot laat val en weggesê. As sy op die platform kon staan vanaand, sou sy sê, ek was vuil en onsedelik, maar ek het in die Bybel gelees waar hy 'n Godprofeet moes wees. Nu hierdie man my vertel het, hy gelyk soos net 'n man, maar toe hy my vertel het van my lewe, het ek geweet dat dit die teken van die Messias was. So 'n profeet het 'n deel van die Messias se gees. So ek het gesê, meneer, jy moet 'n profeet wees. Ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons alles vertel. Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sy het geweet as 'n man wat dit kon doen, sou sê wat hy was dit reg, want God het dit ondersteun. Glorie, hoe kan julle dit begryp? Weet julle waarvan ek praat? Wanneer God beloof het om die Heilige Gees te stuur in die laaste dae, en hy het dit gedoen, ons weet dat hy ondersteun sy woord. Dis wat ons het vanaand van die seën van die Heilige Gees bewys dat 'n mens se lewe, as hy nie iets naboots nie, as hy nie soos iets probeer optree soos iets wat hy nie is nie, as hy regtig is, ondersteun God sy woord met die persoon. Aan die vrou wat eenmaal berig was, sigarette gerook het, gedrink het, prostituut is, daardie vrou aanspraak gemaak het dat sy God ontmoet het, en steeds in dieselfde dinge betwyfel ek haar woord. As 'n man vir my sê dat hy God ontmoet het, en ek glo nie daar so iets soos goddelike genesing nie, betwyfel ek sy ondervinding, want God kan nie lieg oor sy eie woord nie. As die Heilige Gees die woord geskryf het, wanneer hy inkom, sal dit sê amen op elke woord wat God geskryf het. 'n Man sê hy glo nie in die doop van die Heilige Gees nie, twyfel ek of hy ooit God ontmoet het. Hy mag geroep wees, hy mag intellektueel wees, hy mag 'n groot man wees, hy mag 'n redenaar wees, 'n intellektuele of 'n redenaar of een of ander soort, maar hy het God nog nooit ontmoet nie. Die Heilige Gees van God in 'n man sal amen sê op elke woord wat God sê. Hy kan sê, ek het eenmaal nie geglo in goddelike genesing nie, maar eendag toe ek God ontmoet het, van toe af het dit my verander. Daar het iets in my ingekom wat my getransformeer en 'n ondervinding gegee het. Ek was nog nooit in staat om dit te vergeet nie. Niks kan God ontmoet sonder om op een of ander manier verander te word nie. Judas het God ontmoet. Ja, eenmaal was hy 'n man wat rondgeloop het op straat, maar nadat hy God ontmoet en 'n verraaier geword het, het hy 'n duiwel geword. Baie keer vind ons dit is nie dieselfde nie, maar alles wat kontak maak met God word verander. Nou luister, eendag, moet dit nie mis nie. O God, eendag het die dood kontak gemaak met God. Het die dood kontak gemaak met God. Die duiwel kon skaars glo dat dit die seun van God was of God gemanifesteer. Hy het geglo hy was 'n mens, net 'n gewone man. Hy kon nie sien dat God 'n seun het nie. So julle onthou bo op die berg daardie dag toe hy hom ontmoet het. Hy het gesê, as u die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. As u is. Pieke twyfel, laat ek u 'n wonderwerk sien doen sodat ek u kan glo as u is. So het dit gehad as, tot eendag toe hy gesien het dat hy verslaan was, gedink het, hy was verslaan. Hier was hy, spoeg oral oor sy gesig wat bloei, waar hulle hande vol baard uitgetrek het, in sy gesig gespoeg, 'n lap om sy kop gesit, om sy oë 'n stok geneem, en hom op die kop geslaan.
En gesê, nou as u 'n profeet is, sê vir ons wie u geslaan het. U kon die gedagtes van haar onderskei, u kon vir die vrou sê, jou bloedvloeiing het gestop en al hierdie dinge. Nou, as u 'n profeet is, sê vir ons wie u geslaan het. Sien die duiwelse agente wat daar werk. Jesus het nooit sy mond oopgemaak nie. Hy het gedoen wat die Vader gesê het om te doen. En dit was al. En toe het hulle hom vasgespijker aan die kruis en hy het gesê, nou as u die seun van God is, kom af. Hy kon dit gedoen het, maar hy sou na die duiwel luister. Hy kon dit gedoen het. Maar op sy pad soontoe sou ek my voorstel, daar was 'n besluit toe die duiwel afgekyk het, dood. En hy sê, as dit lewe is, dan is ek geruïneer, maar as dit nie lewe is nie, sal ek hom steek. Ek sal hom doodmaak daar in die kruis en by die konferensie in die hel is die duiwel se engel uitgestuur, die engel van die dood. En Jesus het in die berg Golgotha opgegaan, die kruis agter hom aangesleep. O, dit het gelyk asof dit verslaan was. Dis so eenvoudig, begryp dit. Baie keer is God se program so eenvoudig dat dit ver oor die mense se kop gaan. Lyk of as jy net so sê, wel nou, lyk of ons hierdie kan doen of daardie doen, moet glad nie daarna kyk nie, gehoorsaam net die Heilige Gees, maak nie saak wat hy sê nie, jy dit. Hier was God gemanifesteer in vlees wat teen Golgotha opgegaan het, wat bloei, bloed wat agter hom uitsleep oor die kruis wat sy voetspore uitsleep. God, die duiwel het gesê, God kon nie so iets doen nie. Wel, kyk daar, hoe kan God in hom gemanifesteer word, wat verslaan is? Kyk na die spotspoeg op sy gesig. Wonder of ons as Christene dit kan doen. Kan jy die tweede myl loop? Kan jy die wang na die ander kant toe draai? Dis die manier om Christelikheid te toets. Kyk hoe ver jy kan gaan in liefde en gemeenskap, broederskap. Dis hoe jy Christelikheid toets. Jy kan sê, van toe af, weet ek is verander, wanneer jy dit doen. Kan dit God wees? Kan dit God se seun wees wat so intoe gaan? Jehovah gemanifesteer in vlees. Daar opgegaan met handvol baard uit sy gesig uitgetrek. Wel, niemand kon dit verduur nie. Bespotting spoeg in sy gesig. My agent het hom op die kop geslaan en gesê, nou as jy 'n profeet is, jy het een of ander soort verdiksel, jy het een of ander maniere bedrogspel wat jy op die mense sit. Nou as jy 'n regte profeet is, sê vir ons wie jy geslaan het en ons sal jy glo. Ag, hy kan nie God wees nie. Hier gaan hy op en toe hy daar bo op die kruis kom spyker, hom aan die kruis vas en die duiwel het gesê, nou het ek hom. Naderhand het swakheid begin intree van die verlies van bloed. Wat was dit? Die by van die dood het om hom gezoem, gereed om hom te steek. Daar die by van die dood wat om hom kom sê, o, ek betwyfel dit. Hoe kon hy maagdelik gebore wees? Hoe kon God so woon? Groot Jehovah God wat alle mag in die hemel en op aarde het, iemand in sy gesig laat spoeg en hom laat aangaan soos daardie. Hy kan nie wees nie. Ek sal die engel in hom insteek. Broer, hy het nie geweet wat hy doen het. Toe hy sy engel in daardie vlees gesit het dit sy engel uitgehaal. Wanneer 'n by eenmaal diep steek, verloor dit sy engel. 'n Heuningby insek wat 'n engel het, wanneer dit steek, anker die vlees en trek die engel uit. En toe die dood God ontmoet het die dood sy engel verloor. Nou het die dood geen engel nie. Dit kan zoom en 'n geraas maak en sê, ek sal jou neem, ek sal jou doodmaak, ek sal dit, dat of die ander doen. Maar dit het geen engel nie. Dit haar oorkant by Golgotha verloor. Geen wonder Paulus kon sê, toe hy afgekom het by die einde van die pad, o dood, waar is jou engel? O doodryk, waar is jou oorwinning? Maar danksy God wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hoe dat van toe af die dood geen engel vir die gelowige het nie. Christus het die engel van die dood uitgehaal vir die gelowige. Dis waar, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom deur sy wonde het daar van ons genesing gekom. Van toe af is Satan gestroop aan alles wat hy gehad het. Hy is niks anders as 'n bluf nie, die dood is net 'n bluf, dit het geen engel nie. Ek het die hande van gelowiges vasgehou wanneer hulle opkyk na die hemel en sê, o broer Branham, kan jy hom nie daar sien staan nie?
Sekerlik, dit het geen angel nie. Ek het my eie vrou se hand vasgehou toe sy in die heerlikheid ingekyk en sy gesê, "Billy, jy moet nooit ophou om hierdie wonderlike evangelie te preek nie. O, dis die wonderlikste ding." Sy het gesê, "Ek wil nooit langer hier bly nie." 22 jaar oud met 2 kinders agterlaat. Ek het gesê, "Ek sal jou in die oggend ontmoet langs die hek, skat." Ek het gesê, "Solank as wat ek lewe in God se genade my help, sal ek op die veld bly en hierdie evangelie verkondig sien." Van toe af was ek 'n veranderde man. Van toe af. Jy kan God hier ontmoet net nou en sê, van hierdie tyd af kan jy 'n veranderde persoon wees. Glo jy dit? En van toe af, laat dit hier wees vanaand, as jy nog nooit van die waters van die lewe geproe het nie. Mag julle nou proe, terwyl ons hoofde buig, net 'n oomblik vir gebed. Net voor ek bid, wil ek graag hierdie vraag vra, as julle net so stil kan wees vir 'n oomblik. Hoeveel hier binne kan nooit julle vingers wys na 'n plek waar dit jy kan sê nie? Van toe af het ek die Heilige Gees ontvang en ek is 'n nuwe persoon gemaak. Ek het nog nooit by daardie heilige gronde gekom nie, Broer Branham, waar ek was. Regtig kan seker wees dat ek wedergebore is. Sal jy jou hand opsteek, sê bid vir my. God seën jou meneer, God seën jou dame, dis God seën jou hier oorkant. Hier oorkant God seën julle oral rondom. Iewers anders? Oorkant aan my regterkant nou sê, Broer Branham, bid vir my, ek het nog nooit by daardie plek gekom nie. Hoewel ek aan die kerk behoort, maar ek het nog nooit daardie tyd gehad waar ek kon sê nie. Van toe af was dit vir altyd afgehandel. Broer Branham, ek het 'n vreeslike humeur, ek rook, ek drink op iets, ek kan net nie getrou lewe aan my vrou, my man nie. Ek het 'n vreeslike gewoonte. Ek het God nog nooit op so 'n plek ontmoet dat ek kon sê van toe af, het die sondige dinge gesterf nie. Ek sou graag wou, sal jy vir my bid? Steek net jou hand op, ek sal dit beslis doen. God sal jou insluit. God seën jou dame, God seën jou meneer, God seën jou hieronder. Goed, iemand anders net voor gebed wat nie hulle hand opgesteek het nie. Seën jou die Spaanse broer, God seën jou die Spaanse suster. O, goeiste, dis reg vriende. Hemelse Vader, hulle het hulle hande opgesteek, ek ken hulle harte. Ek mag dalk nooit in hierdie lewe in staat wees om hulle hande te skud nie, maar een of ander tyd, ander kan die grens, oorkant. Mag voor die oggend wees, maar een of ander tyd sal ek hulle moet ontmoet. En nou, wanneer ek daar verskyn, as dit deur u genade is, dat ek by die verlostes sou staan. Hulle het of 'n regter teen hierdie mense moet wees, of 'n regter vir hulle, want die Heilige sal die aarde oordeel. Wanneer hulle almal in my geslag wat opstaan uit Phoenix, in daardie dag, as ek deur die genade daar sal wees, dan sal ek moet sê, ek was in Phoenix, ek het gespreek in hulle geslag, ek het julle nooit geken nie. Jesus het gesê, ek het nooit jou hand sien opgaan nie, ek het jou nooit een ding sien offer nie, julle het weggebly van die dienste, julle het daarvan gehoor nie, julle het nie gekom nie, ek het julle geroep en julle het geweier om te gaan. O God, want kan ek nog sê, want die Heilige Gees is die ware regter. En dan is daar diegene, Here, hier vanaand wat hulle hande opgesteek het en hulle sê hulle het nog nooit daardie ondervinding gehad nie en hulle wil 'n plek kry waar hulle kan sê van toe af. Van toe af het hulle God ontmoet en 'n ondervinding gehad wat hulle lewe verander het. Hemelse Vader, skenk dit vanaand dat elkeen wat hulle hande opsteek, dat hierdie einste nag nie sal verbygaan nie tot hulle op daardie heilige sand val, waar God definitief met hulle sal praat. En so definitief deur die Heilige Gees dat al hulle sondes en begeertes, want sonde sal vergaan, al hulle gewoontes sal weggaan en nie meer sal wees nie. Kenk dit, Vader, dat hulle mag sê, dit was by 'n jare wat kom as die wêreld staan en Jesus vertoef en hulle bly. Dit was van toe af by Madison Square Garden op daardie aand. Dat ek daardie boodskap gehoor het van toe af wat ek verander is. Skenk dit, Here, ek gee hulle vir U as trofee van die diens, in die naam van die Seun Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek weet nie eens of daar kamers hier is vir 'n altaar oproep nie. Is daar, broer? Daar is beslis enigiemand hier wat nie die Verlosser ken nie. Nou, ek kan julle net vra om net omtrent 5 minute te bly. Is daar enigiemand hier wat Jesus Christus nie ken as jou Verlosser nie? Jy het sonde in jou lewe wat jou omring en jy wil graag hier toe kom en Christus aanvaar as jou Verlosser. Sal jy nou kom terwyl ek jou vra? Weet jy, sê Broer Branham, nou gee my julle onverdeelde aandag net 'n oomblik, ons sal binne 'n paar oomblikke verdaag, maar moenie nou weggaan, terwyl die Heilige Gees 'n houvas op die mense het nie. Van toe af, maak dit nou vriende. Ek sê julle broer, ek kom nie na Phoenix toe hier, net om
omdat daar geen ander plek is om na toe te gaan nie. Ek kom na Phoenix toe vir geen ander doel behalwe God se liefde in my hart. Dat ek jou lief het nie. En volgens die skrifte sal ons by die oordeelsdag moet staan en wees of 'n getuie vir jou of 'n getuie teen jou. Wat sal as ek bevoorreg sou wees om daar te staan as 'n prediker as God my inlaat en ek staan daar as 'n boodskapper van hierdie dag? Onthou, die Bybel het gesê en die koningin van die suide sal opstaan in die oordeelsdag en hierdie geslag veroordeel. Wat gaan ons doen wanneer ek na julle toe gekom het? Onthou julle 'n paar jaar gelede toe ek vir julle kom preek het? Baie van julle hier onthou dit. Onthou julle hoe die siekes genees is en mense self teruggebring is uit die dood? Dis reg. Ek sou toe net vir die mense bid, sou hulle aan die hand neem en die Here sou. Ek sou niks sê nie, maar net wag en kyk wat hy sou sê wat reg was. Ek het julle gesê daar sou 'n dag kom en daardie dag sou wees wanneer hy sy bediening sou vervul. Sy woord sou vervul. En dit sou sê dat die werke wat ek doen, sal julle ook. Hy het 'n teken gesê soos dit was in die dae van Sodom. Nou kyk, hy het vertel wat hulle gedoen het in die dae van Noag. Julle let op Sodom, hoe hy dit verlaat het. Dis vir die geestelike verstand om te begryp. Kyk, daar was 'n moderne Billy Graham intellektueel wat afgegaan het in Sodom en die evangelie gepreek het en die ongelowige verblind het. Is dit reg? Nou, daar's altyd 3 klasse. Dis die ongelowige, skyngelowige en die gelowige. Dis in elke diens, elke plek, oral. Dit is die goddelose, die kerk natuurlik, intellektueel en die kerk geestelik uitgeroep. Nou die woord kerk beteken uitgeroep. Dus hierdie intellektuele is hier uitgeroep. En hierdie is daaruit geroep wat die bruid is en hierdie is die oorblyfsels van die vrou se saad. As jy geestelik verstand het, kan verstaan, julle predikers veral sien, as jy kan verstaan, ek weet julle verstaan. Nou kyk wat teken gedoen is. Jesus het gesê soos dit was in die dae van Sodom. Nou daar het 3 boodskappers afgekom vir die 3 verskillende klasse mense. 2 van hulle het afgegaan en die evangelie in Sodom gepreek en daardie groepe uitgebring wat sou uitkom. Maar hou die boodskapper dop wat by die geestelike kerk gebly het, Abraham en sy groep. Maar luister aandagtig, moet dit nie vergeet in die komende dienste nie. Nou wat het plaasgevind? Hierdie man wat daar gesit en praat het met Abraham, 'n man het daar gesit en die vleis van 'n kalf geëet, die melk van 'n koei gedrink en brood geëet. Wat Sarah op die vuurherd gebak het hy vir Abraham gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? As hy 'n vreemdeling was, hoe het hy geweet hy het 'n vrou gehad en hoe het hy geweet haar naam was Sarah? Nou kyk wat die skrif sê, Abraham het gesê, sy's in die tent agter u. Daar agter die klein tentjies in die groot tent, die klap toegemaak sonder twyfel en hy het gesê, Abraham, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe. En wat hy sou doen, en Sarah het binne in die tent agter die engel by haar self gelag. Hoeveel weet is die skrif? Wat het hierdie engel gesê? Hoekom het Sarah gelag? Hoekom het sy gelag? Nou Jesus het gesê, daar is selfde ding sou plaasvind net by die afsluiting van die heidene, want hy het dit self gedoen toe hy hier was. Dit is gedoen in die dae van Sodom. Nou kyk, hy het nooit van die vloed uitgenoem nie, want dit gaan nie 'n vloed wees nie. Dit gaan hierdie keer vuur wees. Hierdie wêreld sal naderend in stukke geblaas word, mag voor die oggend, mag voor die jaar om is waterstofkragte hierdie ding in stukkies sal blaas. Dit sal weer teruggaan na vulkaniese as, dis waar. Dis presies wat die skrif sê. Sal nie so kom nie, daardie gas swere daarbo, want dit sal van bo afval, die mens vernietig homself. Maar die laaste boodskap van die engel aan die kerk is hier en dit is so eenvoudig, dat dit reg bo oor die kop van die kerk gegaan, en hulle sien dit nie, dis presies. My broer en suster, in Christus naam pleit ek by julle, moenie die uur laat verbygaan nie. Moenie sit wanneer jy jou hande opgesteek het nie. Hardloop na die altaar. Doen iets, druk in. Sê die Bybel nie daar so 'n tyd kom wanneer hulle almal geslymer en geslaap het net vir die koms van die Here nie? Mense is onbesorg, net presies soos dit was in die dae van Sodom, net presies soos dit was in die dae van Noag, spotters, pretmakers.
The angel of the Lord is here, and the last sign. Die engel van die Here is hier en die laaste teken wat hy beloof het om die kerk te gee, verskyn nou onder die mense en hulle herken dit nie. Hoe het daardie ou vroukie daaronder herken toe Jesus? Toe Filippus na hom toe gekom het, nadat hy Nathanael gekry het en na hom toe gekom het hy gesê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Hy sê, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het gesê, u is die seun van God. Wat het daar die Fariseeë wat daar gestaan het, godsdienstig, goeie mense, kerklikmate, goeie mense. Hulle het in hulle harte gesê, in hulle harte, nie met hulle lippe nie. Hulle het gesê, hierdie man is 'n spiritualis, 'n fortuinpartytelaar, Beelzebub. Hy doen deur die prins van die duiwels, Beelzebub. Jesus het hulle gedagtes gesien, dit reg. Hy het gesê, sê julle dit teen die seun van die mens, sal dit julle vergewe word. Die versoening was nog nie gemaak nie, maar soveel woorde, sodat julle dit sal verstaan. Eendag sal die Heilige Gees kom, in hierdie laaste dae, na 2000 jaar van onderrigting daaroor gesê, sal die Heilige Gees kom, en een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld, of die wêreld wat sal kom nie. Sien dit? O, daardie vrou dop by die put, toe hy gesê het, kyk na Petrus, onkundig, kon nie eens sy eie naam teken nie, onkundig en ongeleerd, het die Bybel gesê, en toe Jesus hom gesien het, het hy gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona. Voor sy voete neergeval, die hoof geword van die kerk in Jerusalem, 'n onkundige en ongeleerde man, omdat hy die ure erken het waarin hy gelewe het. Die Samaritaanse vrou, toe hy gesê het, gaan haal jou man, het gesê, wel, ek het geen man nie. Gesê, haar vertel van haar toestand, en sy het gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Sy het dit geëer, nie die man nie, die boodskap. Sy het gesê, ek sien jy is 'n profeet, ons weet dat die teken van die Messias dit sal wees, nou hoeveel weet is waar. Wanneer die Messias kom, sal hy hierdie dinge doen, wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy hierdie dinge doen. Maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy, wat met jou praat, en sy is verander. Daar dieselfde Jesus lewe vanaand. Glo julle dit? Hoeveel hier binne glo dit? Steek jou hand op, sê net, ek glo dit regtig. God seën julle harte. Dank die Here. O God, stuur genade. Glo julle, hy's nou hier? Hoeveel van julle is siek of behoeftig? Steek jou hand op. Enige iemand wat my ken, moet nie hulle hande opsteek nie. Ek wil nie julle moet opsteek as julle my ken nie. Net mense wat weet dat ek nie weet wat jou probleem is nie. Steek jou hand op, weet dat ek nie jou probleem ken nie. Goed. Julle wat 'n versoek het, vra vir God. Hier is dit. Nou, baie van julle mense dink dat dit verstandstelepathy is. Ek het dit soveel keer hier by Phoenix gevoel, omdat julle alles in die land gehad het wat hier op julle ingestorm het. Dink dis iemand wat vir iemand 'n gebedskaartjie gee en deur verstandstelepathy dra hulle dit oor. O, hoe ver kan 'n persoon kom? Wel, dis net daardie selfde gees wat destyds na die dae gelewe. Daar's geen gebedskaartjies hier nie. Daar's niks hier behalwe die Heilige Gees nie. Hy's hier. Vanaand voor ons ooit 'n genesingsdiens gehad het, voor daar 'n gebedskaartjie uitgegee is. Ek sê dit nie, en God weet met my Bybel en hand aan hom. Ek sê dit nie om slim te wees, om anders te wees nie, maar om die koninkryk van God se wil, dat Phoenix altyd mag aanhou, dat die boodskap wat ek aan hulle preek, die waarheid is uit God se woord. En God se Gees is hier om elke woord te ondersteun wat ek gesê het. As hy dit doen, dan het ek die waarheid gepraat. 'n Man wat opstaan uit 'n rolstoel, dit kan verstandelike genesing wees. Julle weet dit. Dit kan verstandelike genesing wees. Dit sou onmoontlik wees. Julle praat van 'n wonderwerk. Vir iets hier om te gebeur, vir die Heilige Gees om onder hierdie mense te gaan, wat ek nie ken nie, en iets openbaar wat hulle behoort te doen, of iets omtrent hulle wel, dit sal 'n miljoenmaal groter wonderwerk wees. Want ons weet selfs deur dokterverslae dat baie keer honderde mense wat in rolstoele was per jare opstaan en wegstap en sulke dinge. Sekerlik, verstandelike genesing. Christen wetenskap het dit, maar wanneer dit kom by 'n ware wonderwerk, gaan dit oor die kop van mense wat veronderstel is om geestelik te wees. Nou in die naam van die Here Jesus Christus neem ek elke gees hier binne onder die krag van die Heilige Gees. Julle, ek daag julle uit vanaand. Ek weet nie hoeveel reise ek ooit na Phoenix sal onderneem nie, hierdie mag dit wees. Ek weet nie, ek mag nog 100 keer kom, ek hoop so, maar ek mag nie langer lewe nie, julle mag nie lewe nie.
Daar was baie wat heen gegaan het vandat ek die laaste keer hier was. As ek volgende jaar sal terugkom, sal daar steeds sommige hier wees vanaand wat nie hier sal wees nie. Ek mag self nie hier wees nie, maar God sal altyd wees. Laat hy, wie die Heilige Gees is, nou bewys dat ek die waarheid gepraat het. Wees baie eerbiedig as julle net sal vir 'n oomblik. Gee my julle onverdeelde aandag, maar bid. Al wat ek wil vra om te doen is om te bid. Ek kan nie sê laat ek jou hê. Ek moet kyk vir die Heilige Gees. Nou wees baie eerbiedig. Hierdie is iets na preek soos hierdie. En ek was nie uit om te bid meer as net om die Bybel te bestudeer vir die boodskap nie. Maar ek glo God, hy het dit vir my gesê. Ek selfs my rug op julle draai as julle wil sien of dit die Not me. Now I'm a man. But the promise of God, it's the age, it's the hour. Nee, ek nie. Nee, ek's 'n man, maar die belofte van God, dis die eeu, dis die uur. Julle moet dit nie miskyk nie. Nou julle broers, julle ek gaan die gehoor agter my laat wees. Die Bybel het gesê dat die engel van die Here sy rug gedraai gehad het. Nou julle weet dat ek vir julle sê, dit is nie ek nie, ek het niks daarmee te doen nie. Dis die engel van die Here. Hoeveel verstaan dit? Ek se sondaar, gered uit genade. But God has to work through somebody. Maar God moet deur iemand werk. Die mens is God se agente. Ek sien 'n man hier praat met die dowes en stommes. Natuurlik hulle besef en verstaan. Ek kan hulle sien. Ek bedoel iets wat 'n wonderwerk is. Nie sê daardie man is doof en stom nie, of die Here sê vir my daar's iemand hier binne wat nierprobleme het nie. Ja, maar wie is dit? Wie is hulle? Waar kom hulle vandaan? Wat het dit veroorsaak? Hoe word hulle gesond? Dis reg. Wil nie sielkunde hê, ons wil waarheid hê. God se Bybel, die waarheid. Mag die God van die hemel wat sy woord sal eer vanaand gee dat my hande vry sal wees, die bloed van geen mens op my nie. Ek het die waarheid vertel, Here, sover ek dit weet. Help U my dat die mense mag weet dat die boodskap waar is. Deur Jesus naam, o God, iewers in hierdie gebou die onsigbaar, maak U self bekend, Here, as ek genade in U oë kan vind. Vergewe my van al my oortredinge en gebruik my vanaand, Here, as U hierdie plek en hierdie uitverkorenes uit die stad wil bring vanaand wat na die diens toe gekom het, dat U dit mag bevestig, Here, deur die waarheid, dat ek die waarheid vir hulle vertel het. Laat dit bekend word dat U Jesus Christus is, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, en U krag is dieselfde. And you sent me for this purpose. I pray in Christ's name. En U het my gestuur vir hierdie doel. Ek bid in Christus naam. I just want you to pray. Nou ek wil hê julle moet bid. Now you may raise your head. Nou mag julle kop oplig. Hierdie vrou wat nou hier sit as jy, ek bid dat God jou dit sal laat sien. Kan julle daai lig sien hang oor hierdie vrou wat net hier op die punt sit? Net hier op 'n punt, 'n klein gesette vroutjie, haar hande op het. Ek glo jy het jou hand opgesteek ruk gelede dat ek niks van u af weet nie. So as God aan my kan openbaar waarvoor jy daar is. Jy mag dalk niks wil hê nie. Ek kan jou nie sê nie. Maar as hy aan my sal openbaar waarvoor jy daar is, op iets wat in jou lewe is, iets wat in jou hart is, iets wat jy gedoen het, op iets wat jy nie moes gedoen het nie, sal jy glo dat ek sy diensknegt is, dat dit sy gees is? Sal jy dit glo, dame? Jy weet met jou hand op, ek weet niks van jou af wat jou lewe of dinge betref nie. Jy mag gesien het en ek mag jou gesien het, want ek was al baie keer in Finiet, maar ek ken jou nie. Dis een ding, ek weet nie, dis waar, ek weet nie een ding van jou af nie. Maar as die Here iets aan my so openbaar, omdat jy die Heilige Gees daar gevang het, nou jy, hierdie meisie mag sê, wys my, ek kan dit nie doen nie. Dis sy. Dit was die vrou wat sy kleed aangeraak het, waarna toe hy gedraai het. Hy het gesê, ek doen niks totdat die Vader my wys nie. Johannes 5:19. Maar daardie lig hang oor die vrou, ek kyk reg daarna. En as daardie lig dieselfde lig is wat die kinders van Israel gevolg het, toe dit hier op aarde was, is dit gemanifesteerde liggaam van vlees genaamd die seun van God. Dit was Jehovah in die lig. Jehovah is gemanifesteer op getabernakel in sy seun, wat die geskape seun Jesus Christus was. Hy het gesê, ek kom van God af en ek gaan na God. 'n tydjie daarna was Paulus op sy pad onder die nasie, dood, begrip en opstanding, was op sy pad na Damaskus, en daardie selfde lig het hom verblind. Hy het gesê, wie is U, Here? Hy het gesê, ek is Jesus. Nou asseblief, ek vra julle, moenie rond beweeg nie, moet asseblief nie. Julle dit toegebreek. Maak nie saak hoe hard jy probeer preek, praat, pleit, oortuig nie.
Amerika is die slegste plek in die wêreld om 'n diens van hierdie soort te hou. Ek het in Holland tot land ingegaan waar 500,000 gesit het om te luister na die diens. Nie eens een beweging sou kom nie. Hierdie intellektuele wêreld is hierdie Verenigde State is verdoem tot die hel, so seker as wat ek in hierdie preekstoel staan. Daar's nie een hoop vir hierdie volk nie. Merk dit in julle Bybel, kyk of ek reg of verkeerd is. As ek God se profeet is, sal hy dit nou manifesteer. Wie was daardie vrou iewers? Was dit hierdie een daar oorkant? Goed. Dis nou weg van u af, suster. Ek sien dit nie, maar mag hy dit openbaar. Laat hulle sonde nie joune wees nie. Ja, daar is dit weer. Die vrou bid vir 'n toestand, sê het 'n toestand in haar liggaam, sê het 'n operasie gehad. En dit was 'n galblaasoperasie. En nou sy word een of ander soort toestand genoem. Sy gooi alles op, soort van 'n senuwee toestand in die maag wat haar opgooi. Maar sy bid ook vir iemand anders. En dis 'n man. 'n swaar, glo ek. Dis reg, en hy het magprobleme, en hy's oral geskaad die duisternis. Hy's 'n sondaar, dis wat dit is, hy's 'n sondaar. Daardie ding is waar, is dit reg? Goed. Glo jy nou met jou hele hart, mag jy dit dan ontvang waarvoor jy gevra het. Mag jy dit vind net soos jy daarvoor gevra het. God seën jou. Wat van iemand anders hierbo iewers, ver agter, waar jy ook al is, bid iemand wat my nie ken nie. Doen jy dit, sê, Here God, daardie man ken my nie of weet niks van my af nie. Laat dit bekend word vir nou. Let me know it, Lord. All the people that know me will know. That's the way to do it. See if it's true. Just pray. Laat my dit weet, Here, al die mense wat my ken sal weet. Dis hoe om dit te doen. Kyk of dit waar is. Bid net. Your husband wants healing too. Sitting right back there. Believe with all your heart. Jou man wil ook genesing hê, wat net daar agter sit. Glo met jou hele hart, daardie vergroeisel sal weggaan. Dis waar. Ek ken jou nie of jou man nie. Here's a woman sitting right through here. Hier's 'n vrou wat net hier sit. Sy's soort van 'n middeljarige vrou wat reg hier buite sit en na my kyk, soort van grys. She's praying for a friend of hers. Sy bid vir 'n vriend van haar. Daardie vriend het 'n ernstige verkoue. Dit is reg, is dit nie, dame? En hulle sorg vir so skreepelkinders of sweets. They pray or take care of. You believe with all your heart to be healed? Do you? Hulle bid oor of versorg. Glo jy met jou hele hart, hulle sal genees word? If you will believe it. Glo jy? As jy dit glo, sal hulle dit ontvang. As jy dit sal glo. Dame reg hier agter het asma. Jy mis dit. Jy het reg boor daardie dame gegaan so swart word soos dit kon. Reg bo oor haar, want sy het nooit daarop aangeslaan nie. Sien, dit het net swart geword en oor haar gekom soos daardie. Sy het dit gemis. Oh Lord God, do something. Help. I pray, Lord. Don't give them something that'll O shake Here them, God, Lord. doen iets. Ja, bid ek, Here, moenie. Gee hulle iets wat hulle sal skud, Here. Hier, daar's 'n dame wat net hier buite sit in 'n ry wat bid, sê het asma, asmatiese toestand. Haar naam is Mevrou Lyk. Glo jy met my hele hart, goed Mevrou Lyk, staan op jou voete. I don't know you, but Ek ken jou nie, maar gaan huis toe en word gesond. Jesus Christus maak jou gesond. don't get scared now. If he knows Simon Peter who he was, he knows who she is too. You believe? How about in this section? Moenie nou bang word nie. As hy Simon Petrus geken het wie hy was, weet hy wie sy ook is. Glo jy? Wat van hierdie deel hier agter? Glo jy? Lady sitting here looking at me. Lights over the woman. Dame wat hier na my sit en kyk, die lig is oor die vrou. Sê het 'n diabetiese toestand wat haar oë pla. Dis reg. Sê het iets verkeerd met haar skouer. Dit is veroorsaak in 'n motorongeluk. Mevrou Ferris, dis jou naam, is dit nie goed? Jy kan nou huis toe gaan en gesond wees. Jesus Christus maak jou gesond. Do you believe? What about Glo way jy back? wat van ver agter, ver in die gebou? Hier sit hierdie man daar agter met die rooi baadjie aan wat bid vir jou vriend. Glo jy sal genees word? Glo jy dit? Goed, steek jou hand op. Sê jy staan dan op vir hom. Reg daar agter aan die agterkant 1 2 3 4 persone ondertoe. Staan op met die rooi baadjie wat bid dat jou vriend oor jou vriend daar. Glo met jou hele hart daar. Staan op en aanvaar die genesing van jou vriend. Gaan huis toe en vind hom gesond. Amen. Hallelujah. God is still God.
Halleluja, God is steeds God, kan julle sê, van hierdie tyd af, hierdie tyd, Jesus Christus die Seun van God is hier, onder julle mense. Nou sal julle met gewoontes, julle wat belas is met iets, sal julle hier kom en staan vir 'n woord van gebed, terwyl julle weet dat die Heilige Gees hier is. Ek het dit vir een ding gedoen, tot die eer van God. That you who wants to be delivered from your troubles, come down here and stand here. You that wants to know God is your Savior and wants to be filled with His Spirit, come down. Dat julle wat verlos wil word van julle probleme hierna toe kom en hier staan. Julle wat God wil ken as julle verlosser en gevul wil word met sy Gees, kom af. All the Father has given me will come to me. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, het ons Here gesê. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Maar geen mens kan kom tensy my Vader hom nie trek nie. And all that He draws will come to me. Almal wat hy trek, sal na my toe kom. Ek praat in sy plek vanaand. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Julle sal rus vind vir julle siel. Quit being frustrated and Hou wondering op om verbouwereerd te wees en rond te dwaal. Julle sal nooit nader wees totdat julle hom van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Terwyl onthou in die Bybel so spreek die Heilige Gees. Hy is in julle midde. Hoe kan julle twyfel? Hy het bewys dat sy teenwoordigheid hier is. Come all ye now. Kom julle almal nou wat hom as julle verlosser wil vind. Vergewensgenade wil vind vir julle sondes wat julle gedoen het. Tog wil julle hom lief hê, wil julle doen wat reg is, maar nooit die krag gehad het om dit te doen nie. Rise from your seat and come Dan here op now. uit julle sitplek en kom nou hiernatoe. Ek roep julle in die naam van Jesus Christus in die wete dat die Heilige Gees in my hart spreek. Daardie onverskilligheid en veroordeel en alles bestaan onder die mense. Kom kry dit uit jou siel uit net nou. Now the canker will canker you. Love Die and kanker sweetness sal is jou the only thing verkanker. that God Liefde will en recognize. soetheid is die enigste ding wat God sal erken. God bless you, ladies. These God people seën came julle here dames, weeping hierdie like mense wat hier babies. staan en huil soos babetjies. Dis wat God liefhet. Kom elke siel met sonde belas. Daar's genade by die Here. Who can go from this building Wie kan tonight? vanaand uit hierdie gebou gaan en God vra vir enig ander teken wat hy ooit beloof het sou wees? Kerk lidmaat, louwarm kerk lidmaat wat niks meer weet as ek was 'n Methodist, Baptist of Pinkster of 'n Presbyteriaan nie. Jy ken God nie meer as dit nie. Het hom nog nooit ontmoet op daardie heilige sand nie. Jy niks meer weet as dit nie. Roep ek jou na die altaar. En onthou, by die oordeelsdag is jou bloed van my hande af. You will never Jy sal meet God nooit in vrede ontmoet, nooit never hemel go to toe gaan heaven totdat until jy you're gebore born word in die of the gees van Spirit of God met God with ondervinding experience. dat jy weet dat iets gebeur het nie. En jy mag 'n bietjie emosie neem, een of ander intellektuele begrip, maar jy sal vind dat dit misluk wanneer dit aan die einde van die pad kom. Ek bedoel die doop van die Heilige Gees om God van aangesig tot aangesig te ontmoet. Dan word jou lewe verander. Is jy nie meer dieselfde nie. Your life is love, joy. Jou lewe is peace, liefde, vrede, long-suffering, vrede, faith, lankmoedigheid, goodness, geloof, mercy. goedheid, That's what's in your genade. life. Dis wat in jou lewe is. Terwyl ons stadig sing nog een keer sodat ek seker sal wees vanaand. Ons gaan geneesingsdiens begin. Kom elke siel met sonde belas, my broer. As jy dit vir ons sal speel, daar is genade by die Here. Laat die sanger nou net na vore kom as jy sal. Prys die Here, kom elke siel nou met sonde belas, die Heilige Gees wat 'n uitnodiging gee om te kom, lieflik, sag, buig. Jy mag gesien het dat die siekes genees word. Dis waar. Ons het dit vir jare gehad, ons het dit reg deur die eeue gehad, maar julle het dit nooit gesien tot hierdie eeu nie. And this is the last En hierdie is die laaste teken wat God aan sy kerk beloof het, soos dit was in die dae van Sodom voor die vuur. Hoe lank was dit voor die vuur geval het, nadat daardie teken gedoen is vir die kerk geestelik? Onthou, dit was nie vir die kerk intellektueel nie, kerk geestelik. All right. Let us sing Goed, softly laat now, ons if nou you saggies sing as julle sal. will. Every soul of sin oppressed, won't you come now? With our Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him.
let some of the Christians now rise up. Laat sommige van die Christene nou opstaan, predikers rondom hierdie mense kom wat nou hier staan, broers, Christen gelowiges, sal hulle nou belangstel om te help bid saam met iemand, dat hulle die Here Jesus dierbaar kan vind vir hulle siele. Beweeg reg hier op, naby nou en beweeg om almal nou, terwyl ons sing. Laat diegene wat Christene is en geïnteresseerd is vir mense om gered te word, julle wil kom en bid saam met hulle, kom nou. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Nou laat ons almal ons hoofde buig as ons saam broer David Du Plessis sal jy net 'n oomblik hier na toe kom, terwyl julle rondom die altaar is, elkeen van julle nou, terwyl ek net 'n oomblik se instruksies wil gee. Terwyl die gehoor net vir 'n oomblik stil sou wees, ek wil hê elkeen van julle moet onthou dat God hier is. Self beloof het hier verskyn hy voor ons vanaand, onfeilbare bewys dat hy opgestaan het uit die dood. En is lewendig vanaand in Phoenix, Arizona, in hierdie Madison Square Garden. Luister na my arme vriend, luister na my broer, suster, hy sal nooit meer werklik wees totdat jy hom in die heerlikheid sien kom. He promised this, and remember, He said, as Hy het dit beloof en hy het gesê, soos dit was in die dae van Sodom voor die vuur geval het, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Kyk presies. Nou hierdie is die kerk geestelik, hoewel dit sterwend is. Julle dit sien en dit voorspel is om so te wees. Maar dit sou sy laaste boodskap ontvang deur dieselfde teken wat verskyn het by Sodom en Gomorra. Verstaan julle, dit maak die Heilige Gees net hier nou, Jesus Christus, die herreese een. Nou 'n gawe wat vir die kerk gestuur is, sal nooit werk tensy iemand daar buite is om dit te laat werk nie. Gawes word nie met die krag gedoen nie, dit word deur die krag van God gedoen. En die krag van God in jou lewe bring die krag van die Here na my toe om deur my te praat en my daardie verskillende dinge te vertel. Ken nie een van daardie mense nie, vra vir hulle wat ook al gebeur, ek weet niks daarvan nie. Daar's glad geen kontak nie, ek het net vanaand hier ingekom en gaan sit. Baie van daardie mense waar hulle ook al was, het net nou julle hande opgesteek. Wie ook al genoem is, as jy steeds hier binne is, wie jy ook al was, en ek het jou nie geken nie, en jy weet, ek het niks geweet van wat gesê is nie, sal jy opstaan net om die mense te bewys dat dit reg is. Wie ek ook al was, wie ook al genoem is. somebody back in here was called out, wasn't it? Iemand hier agter is genoem, was dit nie? 2, Ja, 3, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 wat ek ken wat net hier staan nog steeds in die gebou wat hulle hande opsteek dat ek hulle nie ken nie, niks van hulle af weet nie, sover ek ooit weet, hulle nog nooit my lewe gesien het nie, maar dit bly net openbaar, praat. Dis presies wat Jesus gesê het sou plaasvind in hierdie dag net voor die vuur geval het. Oorgang in Rusland om op te gaan daardeur om dit af te bring, oordeel oor die nasie, nog 'n Nebukadneser, nog 'n Babylon wat gereed maak om die plek oor te neem. Presies wat God voorspel het sou gebeur, wanneer het in die harte van daardie mense geplaas om wraak op die aarde te bring. Om die wraak te neem met die bloed van die heiliges wat gesterf het. Ons is hier, ons is by die eindtyd. Vriend, moet my nie oplet nie, want ek is net 'n man, daar's niks aan my nie, net 'n Christen, maar dis die Heilige Gees wat hier werk om homself hier te bewys. Nou, hy's hier. Nou glo jy dit met die hele hart, sê vir hom net nou dat jy glo dat die Here sy teenwoordigheid jou geroep en jy wil jou sondes vergewe hê. Jy wil sy diensknegt wees. Wees opreg daaroor. Steek op jou hart na God en glo dit en jy sal vanaand hier weggaan om God te ontmoet op heilige gronde wat jou nooit sal kan wegskud hiervan nie. En hy sal sê van hierdie tyd af het jy God ontmoet. Nou laat ons almal ons hoofde buig vir gebed en ek gaan my goeie broer David Du Plessis hier vra om hierdie gehoor in gebed te lei terwyl ons hoofde buig.